Ek kan nie glo jy is hier nie. Hallo Katinka. Hallo, Dit it is is vir my beautiful. Dit is vir my so lekker om jou hier te hê. Toe ek She's Gutsy begin het ek so 'n lysie gemaak en ek sê elke keer dit, maar jy was in my lysie wat ek wou op die podcast gehad het. Maar ek het heeltyd gedink, wat gaan die regte tyd wees? Wanneer gaan die regte tyd wees? Van ja, jou lewe is 'n whirlwind op die oomblik en 'n paar maande terug toe net jou babatjie gekry het, toe was dit ook dis ek wag. I'm just gonna wait, I'm gonna hold this. Maar ek het besef daar gaan nooit 'n regte tyd kom nie. Daar's altyd iets in 'n mens se lewe, altyd goed wat aangaan. So ek wil net vir jou sê dankie dat ek weet dit is crazy times, soos net voor die tyd moes ek vinnig gaan borsvoed het, vinnig ingekom het. Ja. It's crazy, maar welkom by She's Gutsy. This is so exciting. I'm so proud of you, first of all. Dit is insane, regtig. Ek kan nie wag om te chat nie. Ek dink hierdie voel net soos 'n lekker koffiedייט, ek dink. Met jou is dit altyd lekker. Kyk, ek het van voor die tyd vir haar skrip gegee en vir haar gesê, soos sy moet sê. Ja, ek het reg. Ja, jy moet net sê soos Dit was Julie, né? Julie. Julia. Okay, anyway. Anyway, welkom by die She's Gutsy podcast. Net om vir julle konteks te gee. Ek en jy het ontmoet in 2016. Ons het 10 jaar terug. 10 jaar terug. Ons het gechat. Ek dink nou die dag het Bouwer Bosch ook vir my gesê, hy soos jy en Katinka was soos like een van die OG's. En ek dink soos ons was een van die OG influencers hier so in die game. Honestly, ek voel soos ons kan dit vat vir onsself. In die tyd wat niemand content create het nie en wat almal gedink het Dis cringe. We did that. En dit was cringe. Let's be for real. En julle let's be honest. En julle dink dis die eerste YouTube channel. Ek het 'n ander YouTube channel. Ons het Wat was jou eerste video? Wat is jou eerste video op YouTube? Jene, dit was Kan jy iets onthou? soos dit was This Is Me. En dan maar ek was Oh ja, heavy. obviously jy moet vir die mense This Is introduction Me en dan die gee. tweede een is dan is Judge Me. Ooh. Baie hoor jy dit was soos Powerful. in Engels, nee, Ja. maar dan is dit so cringe, dan sê ek soos you don't know the real me en jy weet jy kyk na my en dan dink jy ek is so en ek so was baie like diep. Maar jy verstaan mos nou ek was mos altyd in die diep goeters en dan kom ek dink en Ek dan was soos my eerste video was soos pick-up lines. ja. Maar ek soos voel ek het jou- 'n sailor hat aangehad en 'n snor. Oh ja? Ja. Dis So ek voel beautiful. Ja, dit is funny. Soos Julie het die diep kant gebring, maar met tyd het my content dieper geraak. Ja. But I was like very outspoken about a lot of things in my young days when I have not experienced life yet. Ja, en ek Ja, het jou video's so gekyk vir soos raad oor goeters en stuff. But I love that want die ding Dit het is vir jou uitgewerk. Het ek goeie raad gehad. Jy het goeie raad gehad. En ek dink jy het nog steeds goeie raad. Ek dink mense sien die snaakse kant van jou. Ek dink mense sien die like very light-hearted kant van jou, maar jy het soveel verskillende fasette en jy het ons deur soveel goeters. En ek dink ek wil teruggaan na daai jong Mosselbaai Katinka wat ek jou ontmoet het. En die ding is wat vir my cool is die meisie wat ek toe ontmoet het, al het sy nog glad nie deur die goed gegaan wat jy in jou lewe later aangaan het nie. Jy het nog steeds daai selfe lig. So dis super cool vir my en ek dink as iemand wat jou toegeken het en nou kan sien, kan ek regtig getuig daarvan is jy's nog steeds dieselfde mens. Al het die wêreld en soveel goeters probeer om jou neer te kry en ek wil nou nie dadelik diep raak nie, maar dit Ja. is regtig vir my so cool. Jy het nog steeds dieselfde passie vir create, jy het nog steeds dieselfde passie vir entertain en mense te maak lag en dit is beautiful. So kom ons gaan terug na Katinka en Mosselbaai Hoërskool Katinka. Wat was jou drome? Wie was jy toe en wat wil jy word eendag? Oh my word, ek dink om dit op te som, ek dink aan hoërskool, ek wou 'n movie director gewees Oh yes, wou I can see regisseur that. gewees het. Like ek was soos ek gaan filmskool doen. Oh ja? Wat moet doen, né? Maar ek gaan die wêreld verander met my movies. Dis wat ek gaan doen. Nou, literally, dis 'n regtig hoe ek gevoel het en ek was soos ek wil nou trou en nou kinders hê. En daai twee wêrelde dan nie eintlik heeltemal is moeilik om te exist Ja. op dieselfde tyd. Ja. Maar I think that was my goal. This is I want to be in the movie industry. Ja, ek wil in die movie industry wees, ek wil 'n mamma wees en ek wil 'n wifey wees. Which is crazy want ek voel dis nog steeds. Ja, Ek ja, voel ja. behalwe nie die movie deel nie, maar ja, ek dink wie mens is as jy jonk is en Ja. ek bedoel dit is nou 10 jaar terug. It's very nostalgic. Daar's dele van jou wat nog altyd dieselfde gaan bly, Ja. maar lewe
verander dit so klein bietjie, Ja. maar jou core bly dieselfde. En ek dink met elke persoon wat ek al gepraat het op die podcast, elke keer dan sien ons 'n tendens van die jong meisietjie wat hoe sy gedroom het, wat sy wou word, wie sy wou wees. Dit kom elke keer deur en dan wanneer jy uiteindelik ophou probeer iemand wees of vir ander mense of om in te pas en actually besef dat die persoon wie ek was toe ek jonk was, daai selfde desires, daai selfde drome, daai selfde inner child, dis nog steeds daar. En as jy haar toelaat om uiteindelik bietjie weer uit te kom en te wees soos okay, well, sy sou actually nie dinge so ernstig opgevat het nie. Sy sou actually nie dat die lewe vir haar so like seermaak nie. En as ek dink aan myself toe ek jonk was dit 'n baie soos 'n naïewe en ek love that actually, soos very like sê wat sy wil, soos jy ook gesê het, jy was outspoken, 100%, ja. mens begin al hoe meer versigtiger en versigtiger word van wat 'n mens kan sê, wat 'n mens moet sê, want jy word amper gesilenced deur like jy mag dit sê nie. Like of jy word amper accountable gehou vir alles wat ek jy wil net sê. sê, ek dink eers dis dit nie, ek dink soos wat gebeur is, die goed wat jy dalk gejudge het of hoe jy oor gevoel het gebeur met jou. Sure. And then like you get put in the position waar jy is soos van ek het nooit in my hele lewe gedink dat ek ooit in hierdie posisie gaan wees nie. En ek weet nie, ek het baie keer as ek terugdink aan alles wat gebeur het in my lewe tot nou toe, dan ek kan baie maklik sê soos hoekom het die Here dit toegelaat. Ja. En maar obviously ons dien 'n God van soos freedom of choice and like jy het 'n keuse om te maak vir alles wat jy in jou lewe doen. Hy ken wat die uitweg gaan wees, but you still sit with the choice. Maar ek dink maar net hierdie goed wat gebeur het gemaak dat ek 'n baie meer relatable persoon is, as dit sin maak. Soos ek dink hierdie goed het gebeur, so nou waar ek met iemand sit en gesels, of ek sit met 'n jong meisie wat jy weet nou 18, 19 is en ek gesels met haar. Ek sê dinge anderste, approach dit anders. Ek is baie meer oopkop. Ek is jy weet ek kan verstaan. Like I totally get it now. That's beautiful. En ek dink dit is hoekom hierdie goed gebeur en om die mooi daar uit te vat. Soos the silver lining is dat jy het 'n opportunity om 'n safe space vir ander mense ook te wees wanneer jy die opportunity kry om met iemand te gesels. Hektiek. Ek dink dis amazing. Ek dink ook toe ek jonk was, daai selfe YouTube video's wat ek gemaak het, was ook soos raad wat ek vir mense gee en tips en wat ook al. Maar as jy nog nie self deur lewe geslaan was nie, en self deur dit gegaan het nie, dan jy sal nooit verstaan nie en mense het nie daai empatie en simpatie met mense nie totdat mense regtig dit ervaar het en regtig daai seer eerstehand ervaar het nie. En mens wonder hoekom, maar ek dink van die coolste mense wat ek al ontmoet het al deur die ergste goed gegaan, want hulle is soos okay, well life is life en dit gaan jou raak en dit gaan soms daar wees. Ja. But you get through it en jy word sterker en my sê altyd dit bou karakter, maar dit doen. Dit maak jou regtig 'n sterker mens en dit maak jou ook baie goed meer waardeer. So jy het deur baie gegaan en ek wil eintlik nie te veel hamer op toe jy jonger was nie, want ek dink soveel het verander, maar jy wou nou movie director geword het, jy wou ma wees en ek relate so baie met jou wanneer dit kom by jou droom om 'n ma te wees. Ek dink min mense wat ek ontmoet het so 'n deep desire gehad nou van kleins af om 'n ma te wees. En as jy weet dit is jou purpose, dan weet jy soos jy kan dit nie verduidelik aan iemand nie en ek verstaan presies en ek kan nie wag vir die dag om dat ek 'n kind kan kry nie. Jy gaan die beste ma wees. Presies. Nee, dis so exciting, maar dinge het nie presies geloop soos wat jy gedink het dit gaan nie. En dit is eintlik so interessant want ons almal het hierdie prentjie van hoe ons lewe gaan loop en hoe dit gaan. Ek gaan dit 'n plan. Ja, obviously die plan was ek gaan trou, kinders kry. Ja. Jy het toe jonk getrou, 23? Ek was 22. 22. Ja, hektiek. Vertel ons 'n bietjie van die journey. Hektiek. Toe ek was 23, so ek verstaan dit as dit is jy is 'n kind nog. Jy is letterlik nog 'n kind as jy so jonk trou. Wat het toe gebeur? Ja, wel die plan was obviously, ek dink ek was op 'n jong ouderdom ook uit die huis uit. Ek het baie independent groot geword en ek wil my eie lewe leef. Soos ek wil nie vir my ma vra vir geld nie, ek wil niks soos dit doen nie. So ek soos obviously, ek moet geld maak, ek moet werk, ek moet uit die huis uit kom. Ek wil my eie plek hê en ek wil trou en al daai goeders en toe ontmoet ek obviously die persoon met wie ek toe nou getrou het. En obviously ek dink as jy ook 'n kind van die Here is en as jy groot gemaak word in 'n sekere manier,
dan moet jy obviously die regte ding doen en die regte ding is jy trek nie in voordat jy getroud is nie. Jy slaap nie saam in dieselfde bed voordat jy nie getroud is nie. Jy doen niks van daai goed nie because you gotta get married. Yes. En oh my word, soos ja, daar's 'n waarheid aan dit 100%, maar ek het definitief op daai stadium die beste keuse gemaak met die info wat ek gehad het op daai tyd. Daar is so goed gesê, ja. I did not like ek het nie podcast geluister oor wat 'n healthy relationships is like nie, niks is dit nie. Julie, ek was net verlief. Ja, Ek was sure. lief, verstaan jy? En daar bestaan iets soos 'n rollercoaster relationship and I think like die liefde was daar, like jy's so lief, maar so die goed is goed, Ja. maar die sleg is baie sleg. En nie een het al groot genoeg geraak om deur lewenslesse te gaan en regtig uit te figure hoe om gesond op te show vir mekaar nie. Ja, dit is 'n baie seer plek in my hart as ek daaroor terugdink. Ek dink ek het vir 'n lang tyd baie kwaad gewees, want dit is glad nie 'n situasie waarna ek wou wees nie. Ja. En ook ek moes skei. Ja. So ek dink dit was nie 'n ding van ons is net nie meer lief vir mekaar Nee. en dit gaan nie uitwerk nie. Soos ek dink jy sal altyd lief wees vir die persoon en ek dink dit is regtig moeilik om uit 'n verhouding uit te kom met iemand met wie jy in jou 20's spandeer het, want ek dink jou 20's is sulke prominente jare, jy ontwikkel, jy experience goed vir die eerste keer, jy bou saam. Jy sê soos wow, ons het nou saam met my ma's huis, ons doen nou hierdie, ons droom, ons travel, Soveel pivotal oomblikke in jou lewe. massive. Ja. En veral omdat dit die eerste keer gebeur het, is daai emotion wat jy daai eerste keer ervaar met dit soos heavy weg. 100%. And I don't think anyone else will be able to like meet that, dink jy? Want dit is hoe dit vir jou voel. Dit voel vir jou nou oomblik so. En omdat jy ook in die publieke oog is dit ook heeltemal anders. Soos ek dink so baie mense kan relate met die storie van die relationship, maar mense sal nooit regtig verstaan die feit dat jy en ek en jy het nog geshare dat soos jy het 'n campaign geshoot die dag toe jy moes skei. Ja, so dit was vir my baie erg geweest want die persoon met wie ek was is ook 'n baie privaat persoon en dit obviously ek is 'n baie oop persoon. So obviously daar's ook 'n bietjie van 'n mismatch daar en omdat ek my lewe online deel, doen share ek alles en ek het vir 'n lang tyd gevoel ek kon nie authentically opshow nie because I had like so much going on en wat gebeur het in daai tyd was ook nie my plek kind of om te share nie want ek wil nooit iemand laat sleg klink of so nie en 'n baie groot deel van my wou protect omdat jy weet mense te besigheid saam en jy wil soos you just want to protect en ek het later besef soos dit was nooit my plek om dit te doen nie maar in elk geval jou consequences het actions en soos goed gebeur en dit kom uit. So dit is nie my werk om noodwendig die ander mense te protect nie, maar anyway, I did learn a lot in that season. Maar dis die ding is die eerste keer gaan jy ek ook boek deur skryf? Nee, ek dink jy moet. Maar wat ek wil sê is, in daai tyd het ek nie soos myself gevoel nie, obviously, want jy beskerm info en jy almal vra, onthou die mense vra, waar's die persoon? Hoekom is hierdie persoon nooit in jou content nie? Waar is julle? Wat doen julle? Whatever. En teen daai tyd, it's been like a time coming en ek het opgeëindig om te trek na 'n ander plek toe en goed en nou vra mense waantoe, hoekom trek jy? O nee, ek is net lus vir 'n change of scenery. Meanwhile is jy besig om te skei en sulke goed. En ek dink dit was my baie moeilik en toe vind die media daarvan uit en hulle wil toe 'n post daar maak. Jy weet info spread, mos jy haal net awesome en dan iemand hoor dit en dan en toe moes ek die persoon kontak en sê ons gaan 'n post maak op sosiale media wat obviously vertel, maar ek wou dit nie regtig geshare het nie want ek het op daai stadium het ek gevoel ek ou vir almal 'n explanation want omdat ons verhouding gedeel het online en sulke goed, maar ja, jy weet ek het net ook geleer mense stel nie regtig belang nie, hulle is net curious. They don't really actually care. En en weet jy wat is maar die snaakse ding gewees, is toe die nuusberig nou uitkom en sulke goedjies en al die media sites post dit nou en sulke goed. Ek gaan lees die comments. So die persoon, wie is hierdie twee mense? Wie gee om? Dis ek soos, letterlik, hoekom gee enigiemand van julle om? Like, can I just go through it? Maar ja, op die dag wat ons geskei het, ons het hof toe gegaan en sulke goed en jy het my oë uitgehaal. So jy is lief vir die persoon en like, dit suck. Dit suck. Dit letterlik suck. Dit
dit sak ass. Soos daar is die ander Dit woord sak. nie. En ek wens dit nie vir my worst enemy aan nie. Maar beste besluit wat ek gemaak het, like we'll get to that eventually, Yes. maar ek dink ek moes huis toe gegaan het, my weekie aangesit het en weer gaan content shoot het, want dis my Daar is. werk. En ek wens nou kan ek teruggaan soos 2 jaar terug en net vir myself soos 'n drukkie gee en sê soos jy hoef nie soos op te show nou nie. Ja. Jy kan actually net soos hartseer wees en deur die emotions gaan. Maar dit is dis baie seer tyd en ek kyk terug en ek kry eintlik nou net myself jammer. Verstaan jy, want you're just trying to be strong. Ja, en die ding is ek dink mense voel so alleen in daai tyd want Ek het alleen gevoel, ja. Net want my familie ook, daar was baie goed wat gebeur het, like mental illness in the family. My ma het ook maar deur hulle goed gegaan. So my pa was besig om met goed te deel, my ma was ook besig om met haar eie goed te deel en so niemand was essentially daar vir my as dit kom by my ouers en so nie. Ja. En maar my vriendinne was daar vir my en soos dis kom ek altyd sê met wie jy jouself surround is so belangrik 100%. want daai mense gaan vir jou opskou in die tye wat jy Ja. dit die meeste nodig het. En mense besef ook wat se mense regtig omgee Yep. en dan verloor mense natuurlik ook mense Ja. in die journey want ja, dit is erg dat ek het ook al gedink en ek het nog glad nie deur so iets gegaan nie, maar ek het nog net deur so public soos breakups gegaan hè. Ja. En even net in verhoudings hoe mense hulle self inwurm en dan dink jy dit is omdat hulle omgee dat hulle hierdie goed wil weet, maar dis nie dat hulle omgee nie, dis letterlik hulle Soek wil iets dit om oor te oorvertel. praat. Dis kindernuus Ja. en dit maak seer want mens wil eintlik net soos ek gaan net soos deur hierdie gaan en niemand gaan agterkom nie en dan as ek net lank genoeg soos post dan gaan niemand sien dat hulle in my lewe was nie, maar hulle gaan nie, hulle gaan Obviously, vra. ek is so nosy persoon. Ek weet nie of jy soos as ek iets Ek op social media sien, dan sê ek soos Ja, let me let's go. zoom soek. Of course, dis so normaal om Ja, curious te wees, maar ek dink ook mens moet vir wie ook al deur dit gaan, die spasie gee om Ja. deur dit te werk. Ja. En it's not your information to know. Ja, Ja. 100% en ek dink mense moet ook besef en ek dink baie keer doen ek en jy dit waar mens voel jy skuld Of vir course. mense Want 'n hulle follow jou verduideliking. dan. En hulle is so invested. En hulle is En dan wat? Dan die ding is wat Okay. dan as jy nie vir hulle sê nie, nê? Soos besef net dat soos en baie keer dan sê ek soos ek moet vir hulle verduidelik hoekom soos ek sê nee, maar dan moet ek 'n paragraaf skryf oor Nee, en hier is hoekom ek nee sê. Ja. We got to stand strong on our boundaries. Ja. Soos people pleasing, soos Ja. daar ek het nie meer tyd vir dit nie. Honestly, ek dink ja. En ek sê baie keer die mense verwag soos ja, maar jy het nou jou lewe geshare en sulke goed. Ek soos ja, maar jy share 10% van jou eintlike lewe 100%. en ook nou hoekom deel julle nie wat met julle lewe aangaan op social media nie? Ja. Verstaan jy? Jy gaan secretly deur dit of meer silently. Dit voel dieselfde vir jou net soos wat dit vir my Ja, ja, voel. ja. Maar ek moet by vertrek instap en almal weet dit. Almal ken Of jou jy kan dalk by business, vertrek ja. instap en soos nie al die mense weet dit Ja. nie of so nie. En dis very daunting. Maar dis die lewe Natuurlijk. wat ons van self gekies het. 100% en Ja. ek soos jy nou ook gesê het soos is vrywil ons het gekies en dit is nie jy mense kan baie keer jouself ook al jammer kry en die sing van soos like maar hoor almal ken my business maar ons het gekies want daar is way meer pros as wat daar cons is en Ja. en dit is 'n gift om 'n community te hê wat mens goed weer kan deel Ja. en daar is wel baie mense wat regtig omgee maar dit is nie noodwendig dat almal doen nie. Ja. So jy het toe deur hierdie gegaan heavy like ek weet hoe erg dit was vir jou en ek weet dat dit is so 'n moeilike situasie, maar dan nou na die tyd om nou jy nou klaar het gedeel en alles en toe deel jy ook nou nie net dit toe deel jy dat jy swanger is met 'n kind. Ja. So Ek love dit. Ek love dit. Net soos drama bring dit. Verstaan jy? vertel my hoe die journey toe gelyk want ek onthou ons was by Tens gewees en jy het my vertel Ja. van hierdie ouetjie en Yes. alles en vertel my net van die journey wat jy gemaklik is om mee te deel. Ja. Wat het toe gebeur? Girl, what did not happen? Ek gee al die Verstaan scoop jy? nou so vir die mense. Ja. Cool. Got divorced. Ja. Worst season of my I life. know. Die duivel het attack. Hy attack jou self-worth. Hy attack jy's lonely. Jy weet soos hy
hy's regtig net soos die duiwel is rude, verstaan hy's Ja. lastig, verstaan Ja. jy? Hy's kort soos doom, want jy hom net so kan Ja, backspite. Maar anyway, that was a really tough time en ek het regtig in daai tyd probeer om myself te surround met soos good mense, goeie dinge, selgroep, my community, like everything, but I was going through it. Ja. Soos ek dink wat gebeur het, daar was ook die ultimate rejection, soos ek was kwaad, jy doen goed want jy wil terug seermaak, dis 'n baie wille tyd. Maar in elk geval, in daai tyd het ek toe vir Ludwig ontmoet. En ek onthou ek het vir Ludwig ontmoet. Ons het actually ontmoet by Village Idiot. Ja? Ja! Ek was nou die aand daar, want Die laaste keer wat ek was die aand wat ek vir Ludwig nee, ontmoet het. ek was nou daar, want ek het letterlik, ek was by 'n event en toe na die tyd is ek soos, ek wil gaan dans. En wat is die een plek wat jy nou weet? Exactly. Okay, julle by Village Idiot ontmoet, okay? 100% en ek was daar met 'n ander vriendin en ek onthou op daai tyd was ek soos ag, gaan nie nou enige ouetjies se sien nie. Ek gaan niks doen nie because I'm just focusing on me. Okay, stap in my Village Idiot, staan daar so. Laaste dopie van die aand, né? As reg om huis toe gaan eintlik, né? En hier kom die ou ingestap, hy lyk soos 17 meter lank. Hy het soos hy het so 'n krulbos, blonde hare en 'n bolle, it's giving Kurt Cobain. Oh yes. En ek was altyd soos, ek voel soos my tipe, soos die persoon met like vir uit die tronk uit. Soos dit moet bietjie. Hulle is 2 weke teruggehoord. Ja. Ek weet nie hoekom nie, soos dit is mos net 'n vroue ding dink ek. Maar in elk geval. Maar dit is, ek ken daai look. Ja. Dis mooi, ja. Ja, so it's like iets aan om met my attract. En ek kyk na my vriendin en ek sê vir haar, o jene, hierdie persoon moet nie met my kom praat nie, want dit gaan 'n probleem wees. Maar gaan ek nou met hom wil chat. En toe ek dit klaar gesê, toe draai om toe stap hy af op my en toe begin ons chat. Ja. Anyway, dit was net such a breath of fresh air. Soos ek het in my lewe nog nooit iemand ontmoet met wie ek so kon sit vir 10 ure lank op 'n bank en net gesels. Ja. And we just really connected in that way. En ek onthou ek het vir Ludwig gesê het ons ontmoet het. Dis ek soos ek weet nie hoekom ek jou ontmoet het nie, want hierdie is absoluut nie die tyd vir my om iemand te ontmoet nie. Soos you're not getting the best version of me. Ja. Like I still need to work on that now. En op daai tyd is ek van we either met for a reason, a season or a lifetime. Sure. But I didn't know what that was going to be at the time. Ja, en toe nou 5 maande later toe vind ek eintlik swanger. Which is so fun. Dis so fun om te deel jy gaan deur 'n divorce en dan net 'n paar maande na dit kry jy 'n kind. Hoe was die Soos nie backlash chaotic at all op dit? nie. Het mense Nee, jou glad nie erg nie. Nou, en dit is wat ek actually soos soveel uit jou journey uitgeleer het, is mense dink die wêreld gaan eindig, niemand gaan my meer support nie. Ja. Ek gaan so alleen wees vir die res van my lewe, maar mense is lief vir jou. Mense is so invest in jou lewe en ek dink die like girl community wat ook soos toe seker uitgekom Ja. het uit dit wat gesê het soos weet jy ons back jou deur al die Ja. seasons en jou grootste droom om 'n kind te kry het waar geword. Maar heeltemal anders as jy gedink het dit gaan wees. Ja, ek wil iets met jou share soos ek het nog nooit hierdie gesê soos out loud vir social media om te weet nie, maar toe ek uitvind ek is swanger, nê. Toe obviously kyk, dit was my grootste droom om 'n ma te wees. So, toe ek uitvind ek is swanger, was dit die emosies wat ek ervaar het in daai tyd was soos regtig scary. Want is nie hoe ek ooit imagine dit gaan wees nie. I never ever in my life pictured where I had like a child out of wedlock. So dis nie my hart nie, dis nie my persoonlikheid nie. Dis glad nie waar my morele waardes lê nie. So alles is soos regtig Here, wat het nou net gebeur? In elk geval. So ek het nie joy experience in daai eerste tyd nie. So in daai tyd dan begin jy dink, dan sê jy soos maar moet ek nou die kind hê? Moet ek nie die kind hê nie? En ek gaan genuine deur daai gevoelens en ek het nooit in my lewe gedink ek sal dink soos asof ek nou 'n keuse het om 'n kind te hê, want ons lewe in 'n wêreld waar jy so 'n keuse het. En ek is baie hard op myself. Like my lewe moet dit vir jou sê, like, I literally got married because I felt like I was living in sin. En ek dit kan nie wees nie. Ek gaan hel toe gaan, so ek moet die regte ding doen. En so toe dit nou gebeur het, toe dink ek by myself, maar as ek kies om nie hierdie babatjie te hê nie, dan moet ek soos ook nie wees nie. Yeah. So that's literally like the emotions that I went through. Like I literally was like, if I'm like, then I need to like escape from this world as well. En dis genuine hoe ek gevoel het in daai tyd. En sorry as ek nou 'n bietjie emotional raak. Nee, maar joh. So was moer skerie om dit te deel. En
daar was obviously party mense wat is, wat dink jy doen jy, soos jy kan nie 'n kind buite marriage en sulke goeders, ek dus weet jy, deur die emotions waartoe ek moes werk om net even die guts te om dit te deel. En dan sê ek vir myself soos, wil daai mense liewers gehad het, ek moet nie die babietjie hê nie, Nee. en pretend, asof ek 'n perfekte lewe lei. Soos dis wat die wêreld vir jou sê jy moet doen, is soos iets portray wat jy nie is nie. So what the hell? So ja, dit was flipper moeilik geweest en scary en alles. En dit is waarvoor ek dankbaar is. Ek dink omdat mense my hart ken, die mense wat saak maak, not everybody, but toe ek dit share, almal is soos, ek dink, kyk wat doen die Here, soos hy letterlik gee vir jou babietjie en Ag, nee. vir my was dit net soos hierdie babietjie, this is like my true love en no matter wat gebeur in my lewe, soos verhouding gewys of enigiets soos dit nie, dis my seentjie en hy's by my and he's not gonna leave me. Sure. Nie tot hy soos 50 is, nou mag nie trou voordat hy nie 70 is nie, maar in elk geval, so dit was net, dis mooi, maar dit is such a confusing topic to talk about, want obviously dis nie soos in God se wil nie. And like, but I'm also just a human being en almal maak foute en almal gaan deur goed en Ja. wat gebeur het daai tyd versus hoe ek nou soos klaar twee heeltemal verskillende mense. Maar ja, dit was regtig taaf en maar dit raak net al hoe beter en hoe die mense op social media, die hoeveelheid stories wat ek gekry het van mense wat gesê het, ek dink al hoor gaan my storie. Ja. Hierdie het met my gebeur. Ek het nooit gedink hierdie gaan uitwerk nie. 10 jaar later, ons is getroud, ons het nog 3 kinders. Iemand anders het 'n storie vertel van, dit het met hulle gebeur en jy weet, sy was ook op die plek wat sy was sê net maar soos 17, 18 jaar oud, kan nie nou die baba en sulke goed nie, chose to have the baby anyway, beautiful, en eventually met die persoon getrou en, maar hulle byvoorbeeld kon nie weer kinders gehad het nie. En soos dat daai die opportunity was vir hulle om hulle babietjie te hê. En dis die ding, jy het nie control en jy letterlik weet nie wat met jou kan gebeur nie. Alles kan verander in like 'n oogwenk. letterlik. Ja. En ek dink dit is vir my die mooiste, maar ek was so emosioneel, maar dit is vir my die mooiste ding, hoe self op jou heel laagste, soos hoe die Here jou beskerm het, dat jy nie daai besluit gemaak het, want dankie tog, laat maak my emosioneel, maar dankie tog jy het nie. No, I would never have done that anyway. Maar dis kyk wat dis die ek- daai wat die hele tyd vir jou en ek dink enige meisie of vrou wat hierdie kyk wat dalk sit met sulke gedagtes en sulke donker like gevoelens en keuses wat jy dink jy moet maak. Like dis nooit die einde nie. Ek dink mense dink dat hierdie is die einde van my, like niks, daar is nie hoop nie, daar is nie, maar daar's altyd hoop en daar's altyd lig en jy is so living testimony van dit. Ja. En ek dink dis presies dit, soos mense kan sê wat hulle wil, mense kan doen wat hulle wil, maar as dit dalk een mens anders laat dink oor om 'n baba te kry of om daai besluit te maak, soos Then I hope so, because want dis wat ek wil sê, soos finansiëel moeilikste besluit wat jy kan maak, let's be for real, babas is Ja. expensive. Maar dit is genuine if you like ever find yourself in a situation like that, want dis lewe, hierdie goed gebeur. En weer eens Jy kan maak of jy in hierdie fairy tale leef en sê soos ek doen alles perfek, ek doen niks nie. ja. Like Ja, not me, verstaan. Maar as jy ooit in so 'n situasie is of iemand ken wat in dit is, soos wees oopkop daaroor en wat ek sal sê is ek is dankbaar dat ek ingetune was met 'n goeie community wat ook lief is vir die Here wat dieselfde waardes het. Een van die eerste mense wat ek gesê het was by die kerk en ek het by die kerk aangekom en sy sê what's up en ek sê ek moet 'n keuse maak nou. En sy sê is jy swanger? Sy sê girl, jy en die boontjie kom soms soos en ek was soos verlig, Ja. want you are your own worst enemy en ons breine is sterk, ons breine is ongelooflik sterk, so wat jy sê vir jouself en wat jy uitspreek, that's what you're gonna believe. ja, 100%. En ek moes dit op 'n plek vir myself gesê het, soos hierdie seentjies van die Here af. Hierdie babatjies van die Here af. Is dit dan nie my droom nie? Soos prys die Here. Ja. Wow. Like ek kan, jy weet, wat 'n awesome geleentheid vir my om
ek weet nie net nog myself te verbeter en my verhouding met die Here te verbeter en al daai goed. So ek dink ja, as jy ooit jouself in daai posisie vind, is om maar net maak net seker jy is saam met mense wat sterk gaan staan saam met jou. Ja. En as jy alleen voel in dit, soos gaan kerk toe en gaan vind iemand daar. Soos ek weet nie, want ja, baie keer is dit maar net ek dink mens voel baie alleen en isolated in dit. Ek dink ook omdat 'n mens jy het al vir hierdie of soos jy sê, hierdie prentjie wat 'n mens wil portray ook en mens wil nie. Ek dink toe jy swanger was, het jy ook vir my gesê dat soos mense kan baie maklik wegkry met hulle sondes, maar jy het in daai ek dra vol op my maag. But I'm en just daai oomblik, maar ja. die wêreld gaan vir jou sê dat ag, dit was like dit is 'n fout, dit is dat. Maar ek het nou vandag vir klein Luka ontmoet en dit is soos ag ek roes emosioneel man. Dit is hierdie mooi beautiful ding. Ja, like how could you not have been here? Soos hoe is daar 'n realiteit wat ek ooit gedink het soos jy hoort nie hierson nie, of hoe was daar ooit 'n realiteit waar ek gedink het soos hierdie was 'n fout wat ek gemaak het? So Because it never was and it never could be. nee, ag nee, I like Ja. die video, maar dit is okay. Jy moet professioneel bly. Ja, ek is So die ek kan nie huis nie huil so. nie. Ek kan nie huil nie. Toe maak ek ek nou fine mile Ek uitgekry. sê ja, okay. Woe! Ja, lekker. Ek dink die grootste ding wat ek van jou leer en van jou storie leer is dat almal is net mens en as jy nou moes praat met 16, 17, 18-jarige Katinka. Wat se raad sou jy vir haar gegee het? Wat sê jy vir haar sê? Ja, wat sal ek nie vir haar sê nie? Ek dink wat ek vir haar sal sê is, jy is so jonk. Ja. You don't need to have life planned out. En wees rustig. Ja. Ek het gedink my lewe eindig as ek soos 25 is. Ja. Ek soos dans ek stok uit, hoog op die rak. Ek soos As jy nie klaar 4 kinders dan gehad het nie dan jy kan maar vergeet, verstaan jy? Ek dink ek sal net vir haar sê, moenie so soos alles gaan uitwerk hoe dit moet wees. Ja. Soos Jenny en daar's niks wat jy kan doen om dit te rush nie. En don't rush the wrong thing. Ek dink my nie dit, want ek dink ek was so desperate vir daai prentjie wat ek gehad het, dat ek eintlik sou settle vir enigiemand. Ja. And that's like rough to say. Ja. Dis embarrassing eintlik. Ek Nee. sê no, I would never. No, like I would not do that. Maar daai 16, 17-jarige Katinka, dis wat ek bedoel met hoe sterk jou woorde is in jou kop. In my kop, ek gaan trou voordat ek 3, 24 jaar oud is. So, wie ook al eintlik in daai eerste paar jaar van my lewe op my pad gekom het, wat ook miskien wou trou, that would have been my husband. Ja. Want dit is so ingestel, ek was op dit. Ja. En dis hoekom ja, ek obviously nou het ek baie meer dinge geleer en ek dink ek sou ook net, ek wens meer mense leer vir jong tienermeisies goed wat healthy love is. Ja. En nie net volgens hoe die Here sê mens moet lief hê en sulke goed nie, dit is baie belangrik, maar ook in 'n psychological manier. Ja. Wat is reg en verkeerd? Wat is red flags? Wat is green flags? En ons word hierdie goed geleer nie. Ons word gesê Ons doen nie. as jy uit die deur vir jou oopmaak, as hy hierdie doen, as hy soos vir jou Gaan hy saam met jou kerk toe? Ja, soos maak seker, maar nee, hoe hanteer hy jou? It's like degrade hy jou met jou woorde, is hy verbally abusive, so sulke Ja. tipe goeters wat Ja. mens dink mens gaan die tekens sien, mens doen nie, as jy jonk is, as jy blind en jy is verlief, soos jy gesê het, Ja. jy is verlief, jy dink, ek is lief vir hom, so dit is dan my man, Ja. soos, nee, like jy, liefde gaan 'n keuse word, en liefde Ja. is 'n keuse elke liewe Ja. dag, so dit is nie die enigste ding wat jy na moet kyk, en jy moet kyk, soos, is hierdie persoon emotionally reg vir 'n verhouding, is hulle, like, wat is hulle waardes, wat is die goed daarvoor te staan, maar ook net, like, is julle compatible as vriende ook? Dis die compatibility. Ek dink so vir my ook ietsie wat ek wil sê is ek dink die power van even net hoe ons is en dat ons openlik share, jy weet wanneer jy met iemand selfs weer trust. Partykeer kry jy mense wat net ietsie sê wat dis die liggie gaan aan. Dit is letterlik soos oh my word ja. Ja. En ek onthou ek het dan gaan ek dans dinge moeilik, Julie, dit is moeilik. Ek het meer gehuil as ever, like in my lewe net in daai, maar toe gesels ek met hierdie een oom een keer en ek vertel my storie en hy is nou eintlik maar gatvol vir my geklaar en sulke goed verstaan, hy is eintlik heel oor dit. En hy kyk na my en sê vir my,
en ek het dink, baie keer is twee mense net regtig incompatible. Sure. En ek soos rude, maar true. En ek dink dit is belangrik om uit te figure, soos, wat is compatible vir jou? Soos, want, ek het nou gesien, jy kan een conversation met iemand hê, en dit kan jou, hoe die persoon react kan vir jou so kwaad maak, en jy kan dieselfde conversation met 'n ander persoon hê, en jy voel kalm. Ja. En dis alles in hulle persoonlikheid ook. Sure. En ek dink, vind iemand met wie dit maklik voel. My vriendin sê altyd, marriage is baie moeilik, maar dit moet regtig nie so moeilik wees nie. Ja, dit is baie It does not need to like rip your heart out. Ja. En ek dink, ek weet ek praat nou baie oor dit, maar ek doen voel passievol daaroor, want ek wil nie hê enigiemand moet in die verkeerde verhouding opeindig nie. Daai ding van, jy weet, hoe ons groot word en jy skei nie, verstaan jy, dit is soos, en ek is soos die eerste persoon in my gesin of familie eintlik wat geskei het, which is very like bad, maar ek onthou, jy staan daar by die altaar, hoe sê mens dit? Ja. Of by die chapel, dan sê jy deur dik en dun, né? Dik en dun is nie hoe iemand met jou praat, lelik met jou praat, hoe hulle jou hanteer. Dis nie die dik nie, né? Die dik is, jy verloor 'n kind, finansiëel gaan dit moeilik. Ja, Ek het gedog, jy vreet dit alles op hoe iemand met jou praat, dit is die moeilike tye waarvan hulle praat. Jo. Nee, dis emotional abuse. And I think, I wish I knew that. Maar ek het dit eers na die tyd besef. En ek dink, soos, ek dink ook nou soos, toe ek 23 was en toe jy nou 22 was, soos, dis is 'n hele ander mens, soos, jy is jonk, like, jy is jonk, en daar is soveel wat jy moet leer, en ek, my storie is 'n klein bietjie anders, en ja, ek het ook jonk getrou, en ek sê nie vir Daar's enigiemand, niks fout met jong trou nie. Niks fout met jong trou nie. So, Niks. daar's verskillende scenario's jy kan uitspeel, en dank die Here vir my man, en ek sal altyd sê, maar, jy hoef nie, jou kultuur en Afrikaanse kultuur sal baie keer vir jou sê dat soos, like, dit is hoe dit moet wees, en soos jy moet, like, universiteit toe gaan, en dan Dis 'n resep. Dis 'n presiese resep. En ek dink jy voel so daar's 'n time cap en 'n time limit op, as ek nie in die eerste jaar na ek universiteit was met my man ontmoet het, dan is daar niemand vir my en niks nie. En ek het vriendinne wat ongelooflike mense ontmoet het. Jy het ongelooflike mense ontmoet. Nou eers, soos, daar is nie 'n tyd of 'n level wanneer jy moet nie. En my suster het ook al vir my 'n keer gesê dat soos sy het gedog die epitome van haar lewe, soos die ongelooflikste tyd van haar lewe gaan wees wanneer sy trou en wanneer sy 'n kind kry. Ja. En sy sê, Julie, sy's nou wat 37, en sy sê soos sy besef nou soos waaroor die lewe vir haar gaan, soos sy vind joy en soveel ander goeie. Sy is nie net haar life het haar lewe nie geëindig of die beste tyd van haar lewe was nou toe sy getrou het. Dit is nie. Dis in die klein oomblikke, dit is in die mense wat jy ontmoet langs die pad, dit is in die vriende wat jy maak, daai pure vorm van liefde, die liefde wat jy nou ervaar wanneer jy na Luka kyk, nou weet jy wat die liefde is wat jy actually na gesoek het. Ja. Dis beautiful. Dit is beautiful, en ek dink, as jy iemand kan kry, ek sê altyd wat, kyk, lewe is baie mundane eintlik, en ek dink as jy vashou aan net die groot oomblikke, soos, ja, okay, jy kan gaan travel saam met die persoon, so van. Ja. Jy kan na 'n baie fancy restaurant toe gaan, so van. Maar jy kan ook net soveel lekker dinge doen. Res van die lewe, 80% van die lewe is mundane moments. Dis om die astrom uit te vat, dis om die skorrelgoed te was, dis om jou bed op te maak. En ek dink as jy iemand kan ontmoet wat die mundane oomblikke vir jou soos die beste oomblik maak, then you did find the right person. En ja, ek dink ons lewe in 'n wille wêreld, en ek dink we just got to take it back to the roots. Soos waar gaan trou. Ek dink ek besef ek was nou in dit, soos om te trou en om 'n kind te hê is twee van die grootste opofferinge wat jy in jou lewe gaan maak. Ja. Literally, you will die, you need to die within yourself. En niks dat jou besef hoe selfish jy is as jy trou en as jy kinders in die wêreld inbring nie. Hoe het jou lewe verander toe jy vir Luka gekry het? Want ons het nou baie gefokus op ons op huwelik en stuff, maar jy het nou die dag ook 'n post gemaak van goeters wat jy nou sit en chat, en ek love dit, en ek dink soveel ma's gaan soveel uit leer, want net vrouens soos ek ook, wat ek in eendag wil hê. Wat het verander? As jy nou, want jy het ook gesê dat soos, jy kan nie meer worry om mense te please, en is goed, wat se ander voorbeelde van goeters is daar, wat verander het in jou lewe toe jy kind kry?
Ek dink die moeilikste een vir my was wat verander het, is soos lewe is nie net meer so go with the flow nie, soos jy kan nie net vinnig winkel toe hardloop nie, jy kan nie net gou 10 minute langer op die toilet sit nie, jy kan nie net maak wat jy gou wil eet. Dit is heeltyd 'n mensie wat dependent op jou is. So Tamagotchi wat nie in die lewe moet hê. Maar nee, daai was my baie moeilik en ek dink in die season waarin ek nou is, weer eens soos ek sê, ek sukkel nog steeds met dis nie hoe ek my lewe imagine het nie, so ek is nog steeds in die uitfigure phase, soos what will happen in my future. Ek en Ludwig, ons dra ons verhouding ook uitfigure, like wat is ons? It's like a lot. Jy figure it out. Ja, wat het nog verander? Ja, ek dink ek kan nie meer nonsens vat die Julie. Soos ek was letterlik, hierdie is 'n goeie voorbeeld van hoe ek is. Ek sal haar salon toe gaan en vra vir soos highlights en soos extensions. En dan per ongeluk gee hulle vir my 'n swart baskas. En dan sal ek weer soos with love. Soos dankie so baie, soos dit is perfek, dit is presies wat ek wou gehad het. Want soos ek wil net so erg iemand anders soos jy weet, sham, dis regtig okay, nee, dis fyn, ek het dit, dis fyn. Nou, bro, ek sien jou. Waiter moet vir my skeef kan sê, ek wat nou? Hoekom? Vertel, ek sit. Kom, vertel vir my, hoekom jy so vir my kyk. Rarig, ek weet nie hoekom dit so is nie. Kan wees, 1, lack of sleep. Kan wees 2 hormone. Nee, mens slaap nie rarig nie. Party ma's doen. Dis my erg van ek is baie erg oor my slaap. Ek hier binne as ek dit hoor. Is niks wat hulle doen, ek so bly vir hulle. Ek is letterlik so jaloers, maar soos dit maak my as iemand sê, wat bedoel my jy? baba slaap deur die aand, dan sê ek soos hoe? Letterlik hoe? Soos die conversations wat ek en Ludwig het, gaan oor het Luca gepoef vandag. En moet ons om 7 laat slaap of 8 uur en ook hoe lank terug het hy genap en dis al waar die gesels. Hektiek. So en ek dink 'n ander ding is soos my life. Dis 'n moeë. Girl, dit is 'n groot change en ek dink ek sien baie keer posts ons mense soos dit is moeilik om dis regtig 'n moeilike transition. So dan as iemand wat nog nie kinders gehad het of in 'n season is van nog nie kinders gehad het, is dit moeilik om advice te vat van daai persoon vir hoe om dit te doen. Ja. Maar dis wat ek sê, daar's 'n plek vir almal. Ja. Okay? Die mense wat dalk met jou werk, was of hulle is postpartum en dit werk vir hulle of so, maar almal het 'n eie mens wat hulle mos nou het wat hulle volg wat werk. Maar vir my ook, dan dink ek baie keer, dan sê ek soos dit is maklik vir die persoon om te sê, gaan stap 10,000 steps 'n dag. Drink jy water, slaap 8 gaan ure. doen dit. Slaap, super belangrik vir weight loss. Dan sê ek soos, nee, ek weet, soos ek letterlik probeer, ek doen al hierdie goed en my liggaam is net soos, wat doen jy? Ja. Girl, ons boardfood, soos ons wil hierdie goeder stoor, ons wil die vet stoor. So dit is moeilik en dis irriterend en soos jy's heeltyd torn between, I want to be the best mother that I can be, but I also want to look and feel good en ek wil sterk wees weer. En dit is moeilik om te kyk soos op dieselfde tyd vir daai twee goed. So en ek dink dis die hele gesprek soos ek dink ek gaan eers met jou kan praat oor dit wanneer ek regtig deur dit gaan, want ek weet soos voor jy 'n ma geword het, soos dit wat jy gedink het en hoe jy gedink het gaan wees, ek is soos ek het anders ek was soos as mense vir my gevra het soos okay, jy weet oor 'n program en sulke goed, dan sê ek soos ja, super chill. Ek weet niks. Ek soos hierdie ma is besig, sy het 3 kinders by die huis, sy doen al die goed. Ek is nie die persoon na wie toe sy moet kom. Vir hierdie nie. Ek soos she doesn't need to. Daar's mense wat verstaan en ook self deur dit gegaan het. Exactly. Maar ook almal se skedules en almal se lewens lyk anders en almal se hormone werk anders en almal se lywe werk anders. Ja, want baie mense sê baie mense sê as jy borsvoed dan verloor jy gewig en ja, wie ook al dit gesê het. Stuur vir my 'n adres. Because ek wil met hulle gaan gesels. Ek wil net vinnig vir jou, let me tell you something. Ek wil net vinnig vir jou vertel. Soos. Dis ek wil kom koffie drink, ja. Maar ek het hektiek, dat was nogal diep eye contact. Ja, wie ook al, hulle weet wie hulle is. Ek het vir van die meisies in ons community gevra of hulle vra het vir jou. En dis ook al ma's wat in die community is wat vra het vir jou. Ja. En daar's baie mense wat baie na jou opkyk en obviously baie vrae het vir jou en jy kan nie by alles uitkom nie. Ja. So hier is my een geleentheid om daai vragies wat jy het
te gee. Ek voel ek sit met die president hier so Ja. ek almal wil weet, dis dit een vraag. Almal Almal vir my heeltyd. hierso vra hulle, okay. So luister sy nog soms na die song Doef Doef, my beste song ooit, Loved It, Beat Dropper. Maar Doef Doef. What an iconic moment. So random. Daai is so cool though. Weet jy, as ek na my lewe kyk, ja, daar is trauma wat gebeur het, maar ons ook so 'n random Epic goed. wat ek al gedoen het. Dan sê ek soos, "Oh ja." Sy was op Survivor. Ja, soos dat is- Survivor. Ek soos letterlik ek was op 'n eiland vir 35 dae en net gepoef in 'n bos. Verstaan net people hoe hierdie is nie normaal wat net mense doen nie, maar in elk geval Doef random. Ek het dit in COVID saam met St Pieter gewerk. Ek het daai liedjie rekord in my kar. Ek het die laptop gehad vir die beat met die Nee. iPhone nie. Aan 'n iPhone earphone met die mikrofoontjie. Party doef met so. Is jy ernstig? Nie eers in studio nie. Not even in a studio. En St Pieter het gemix en he did everything en ek was soos julle hierdie liedjie is so random. Oh my word. Maar hoe cool? Cut off. Dit het Ja, dit het so nie die goed gedoen. teikenmark wat ons gedink het ons gaan kry nie. Die babas loved it. So Au, ek het elke dag 'n video gekry van 'n mamma wat vir my video stuur van haar babatjie wat. Ja, wat Doef Doef. Ja. Okay. Ek het borde gemaak het party poef poef Ja. wat jy verstaan, laat dit net by hulle pas, maar Dis brilliant. ek doen luister na dit soms. Sy laat so baie mense lag, maar wat laat haar lag as niemand kyk nie? Wat is jou so sin vir humor? Ja, dit is eintlik 'n baie goeie vraag. Ek het 'n baie random sin vir humor. Okay. dink ek. Love. Soos jy for you page, dus wat sal die Ja, type of wat my comedy for you wees? page? Nee. Ek dink waarvoor lag ek? Random goed soos daar's hierdie een ouetjie. Dis moeilik om te verduidelik. Dit gaan nie eers nou You- you had to be hy sê there. just hy soos when I wake up and if I was to do a 10K, I would do this net just random. So ek sê ha. Ek weet nie hoekom nie dit. En dan dis so random. Ek gaan weer wys na die tyd. Okay, ja. Love sarkasme, droosin vir humor. Jy het ook gesê dit is so small comedic moments. It's like die oë wat beweeg. Dis like klein oomblikke. Wat ek nie snaaks vind nie, Ja. is soos onder die belt grappe. Nee. Soos mense wat val en so seer kry of Of jy moet soos heavy vloek op die joke kook soos Ja, like snaaks te maak en dis dan maar nodig. Ja. Dis is nie ek weet nie hoe om my sin vir iemand te beskryf nie. Random. Ja. Maar ek het my vriende is baie snaaks. Wie is die snaakste mense wat jy al ooit ontmoet het? Ludwig is een van hulle. Rarig. Ja, hy is so hy doen net baie keer sulke random goed wat ek nooit in my lewe gedink het gaan Dis so snaaks wees. Soos funny. 'n conversation en dan hou hy net 'n straight face. Ja, dis dan huil ek soos wat ek that's lag beautiful. van. Ja. Dis- Dit en Chantal is ook pretty funny. Dis- Ja. Jy het goeie vriende van Ja, jou. een van my goeie vriendinne, sy's baie snaaks. Wat is jou toekomsplanne? Ek dink dit is hoekom waartoe ons wou beweeg. Ja. Ek dink dis die laaste vraag wat ek van daai goedjies gaan vra, maar wat is jou toekomsplanne? Waar sien jy? En ek dink is moeilik want jy's ja. so like a crossroad nou in jou lewe. Maar as jy nou moet dink, jy sien hoe jy jouself sien oor 'n paar jaar. Obviously, I think my toekomsplanne, like I do want to get married again one day. So Dis beautiful. even though die marriage van ek was is I still love being a wifey. En soos I love doing wifey shit. Ek weet nie soos ek wil huis maak, ek wil skottelgoed was, ek wil dit net lekker maak daar. So ek voel dit is 'n groot soos need in my hart. Ek hou daarvan om te serve en ek hou daarvan om iemand se vrou te wees. Maar dit is my so mooi want Ja. toe ek jou laas gesien het toe jy hoogswanger was dit mentally was jy op 'n hele ander plek en Ja. het jy gesê dat soos ek weet nie of ek ooit weer dit sal wil doen nie Ja. en dis my so mooi om die Ja. healing te sien even net in hierdie 10 maande. Nee, verseker. Nee, kyk, moenie praat oor pregnancy en hormones nie. Een dag voel jy sal nooit weer trou nie, 'n ander dag sê jy so, hoekom het ek nie 20 proposals nie? Dis wild. Pregnancy hormones, maar anyway. Wil weer trou. Sal love om nog kinders te hê. Ja? And that's what I say, like, dis nog steeds dieselfde wat ek wil hê in die future. Ek try uitfigure waar ek moet bly. Ja, Ja, ek het op jou ek- storie gesien jy sê iets hier die Maybe Parel. maar ek love die stad. O my jene, dit is soos ek het nou al 'n paar keer plekke in die Parel gaan kyk en dan kyk ek dan sê ek soos what's not Cape Town. Ja. Ek is lief vir die stad, maar ek dink 'n groot deel van my besef like I need to also om iets te vind wat vir Luca werk, maar ook
Luca moet 'n happy ma hê. So I need to be in a place that keeps me happy, want Ja, dan ja, gaan ja. ek 'n goeie ma wees vir hom. So ja, dit en ek dink op hierdie stadium life was bietjie so staaf en ek dink ek het baie gedra vir 'n lang tyd. So my future planne is om ways uit te figure wat ek meer terug in my vroulikheid kan ingaan en sagter wees en to take a step back en om net reminded te wees dat die Here provide and that I don't do that. Ja, release van daai heavy independence. Ja. Want ek sien dit as 'n ek wil nie sielkundige speel nie, maar dit is Ja. 'n heavy tendens in jou lewe Ja. waar jy hyper independent was. I didn't have a choice. Ja. En ek dink dit is 'n topic waarmee ek baie sukkel want ja, 'n groot deel van ek dink jy's ook dieselfde, 'n groot deel van ons persoonlikhede is independent. Maar sekere behavior en goed wat gebeur maak dat jy soos amper te independent optree. En dis iets wat ek draai afleer. En dan vat mense ook verantwoordelikheid van Ja. soveel goeders wat jy nie eintlik hoef te dra nie. Ja. En ek gun vir jou daai ek verstaan wat jy bedoel, soos daai the soft life, maar soos regtig net Ja. soos om bietjie weer terug in te tree en te wees soos weet jy wat, ek kan as ek 'n rokkie wil dra kan ek dit doen. Soos, Ja. en dit is nie dis die simboliek van die rokkie vir my. Dis die Ja. ding van ek kan net wees, ek kan vrou wees en ek kan die dis amper 'n vulnerable state wat 'n Ja. mens ingaan weer. En ek Weet gun jy dit vir hoeveel jou. vat dit? Weet jy hoe safe moet jy voel vir jou om so vulnerable te wees? Ja. Dis actually crazy. Ja. Maar ja, ek sien uit vir dit en ek weet dit gaan gebeur. En ek dink maar net om uit te figure business wise. Ja. Where's my life going? Maar Ek dis dink- moeilik want Ja. want om like veral content wise like om as 'n content creator soos deur al hierdie fases te gaan want jy niks is definitief en wat ook al nie, maar daar's ook 'n verskil. Ek weet nie of jy het besef het nie, ek wou actually nog daaroor gepraat het, soos daar's ook soos die tipe influencing en content creation wat ons gedoen het in daai jare is heeltemal anders wat dit nou is. Heeltemal. Soos jy moet nou 'n niche hê. Soos jy moet nou Ek soos het nie 'n niche nie. ek is my niche, soos like ek dink die kat is dis soos hopelik lag jy vir iets in die random content wat ek doen. Want weet jy so verskillende fasette en deesdae soos Ja. as jy moet 'n runner wees en jy running content maak en jy moet elke oggend En op al die jou promenade- content moet gemonetize word. Ja. Dit moet convert wees in comment dit sodat jy it's just overwhelming. Ja, en dan het ek 'n course en dan die course gaan ek vir jou stuur En en dan skielik wat se kos moet ek verkoop? ja, ek het ook jou course nie. Wat gaan ons doen? Ons moet ek weet nie wat ek dink. Ons moet soos 'n like ek weet Dit kan nie. letterlik enigiets wees. En AI prompts. Ja, jy moet al hierdie dit is dit vandag se tyd is dis it's en ja, okay, ons albei is bevoorreg genoeg om 'n Ja. business te kon bou uit dit uit. Soos Ja. separate like van Katinka en van Julie. Ja. Soos daar is 100% maniere om dit en ek love dit. Dit is net vir my moeilik in vandag se tyd wanneer ek dink aan business wise long term. Soos ons het gedoen omdat ons dit gelove het. Ja. Soos nie vir die geld daarvan, Nee. soos jy het En nie ek geweet ek kan geld maak uit social media uit nie. verstaan jy? Like ons het letterlik Maar dit gedoen. daar was nie sulke goeders, daar was nie PR en campaigns en goed wat hulle vir jou stuur en Ja. niks van dit was daar gewees in Nee, daai dit was tyd nie. nie. Dit het eers vir my na skool gekom. Ja. En ek dink dit was beste oomblik ooit. Dit is soos ek gaan vir jou 'n sonhoed stuur. Jy moet net Ja. content create. Ja. Ek soos Okay. wag wat? En nou besef jy moet actually soos geld hê om te eet, so mens kan nie net van jy sonhoed kan eet dit nie. Ja, dis 'n podcast op sy eie om te praat oor content creation Ja, en al ek daai. dink ons Ek, moet so ek ene voel doen. eintlik so passievol daaroor want ek is al so lank in die industrie. Like ek het nie gister begin nie. Nee. Like I've been through Ja. everything en ek dink ja, maar ek moet sê ons hart was agter die joy wat dit ons gegee het en Ja. om te entertain. Ja. En ek dink deesdae is dit baie ek weet nie of jy dit so voel nie, maar dit voel intimiderend. Dit voel jy's nie meer relevant nie. Nee. Ek het vir hoe? 3 jaar, ek dink voor Ja. die podcast het dit bietjie makliker vir my gemaak om 'n ding wees van okay, nou het ek 'n Content purpose en 'n ja. content om te maak, maar ek het vir jare en mense het my gevolg het soos ek dink 2020 tot soos 2024 was dit soos ek het nie geweet hoe om meer relevant te wees nie, want dit voel jy moet so byhou met alles en jy moet nou 'n Ja. trending sound en ja, Dus ek wil nie 'n TikTok dansie doen nie. en ek kan nie. Ja. En as ek vir julle sê, soos ons sê outie, like maar ek onthou ek het na skool toe het ek letterlik 'n kampanje met TikTok Ja. gedoen want soos met TikTok South Africa want Ja. hulle het toe eers begin in Ja, ek onthou 2019. dit. Ek onthou Dit was soos
TikTok was nie 'n ding toe ons Nee. content create het nie. So ek onthou dit het letterlik in Suid-Afrika kom. En ek dink definitief ons moet actually 'n episode doen. Dis is hele apart van She's Ja. Gutsy, maar net iets wat 'n mens dalk kan gesels oor dit, want daar jy kan regtig 'n besigheid daaruit maak en Ja. jy doen en dit is beautiful en ek dink mens moes adjust dit, maar wat ek eintlik maar net uit dit alles wil sê is die manier hoe jy dit hanteer en die manier hoe jy nog steeds boldly and authentically share en ek waar ek wou by uitkom is met jou content, dis beautiful en ek weet dis nie maklik nie. Ek weet wanneer mense wil sommer net in 'n gat inkruip en soos wegkruip en dis niks steel nie. Ja, ek weet nie hoeveel keer sê ek as social media nie my inkomste was nie, het ek dit al lank al delete. Sure. Because dit drain my nie in die opsig soos dis nie bad Nee. en ek kry slegte comments en sulke goed nie, maar daar lê 'n verantwoordelikheid aan as jy 'n platform het om to keep on posting and to be real en dis exhausting. Ja. Like ek seker het As jy nie as jy okay, veral as jy nie happy is in jouself nie, en nou was 'n tyd wat ek ook soos baie erg met angs gesukkel het en dan wil 'n mens nie. Ek meen toe ek met jou gaan koffie drink Ja. het, of like letterlik toe sy soos hoogswanger was, toe het ons ja, like hoogswanger. Dit Ja. was so cute. Het ons gaan koffie drink en ek het gesê soos ek kan sukkel deel en ewen. ek weet nie Ja. en dit dan kan jou het ek iemand gaan sien soos dit het my so baie gehelp en ek gaan sien iemand maak nie saak wat die terapie is amazing, dit het soveel vir my gehelp en Ja. jy moet invest in jouself en dit is 'n investment Ja. om dit te doen, maar in daai tyd die laaste ding wat jy wil doen is om op te kom en Hallo julle, hier is Spend the day ek- with Nee. dis die laaste ding wat jy wil doen. So Mense het It's te veel wat se woord soos hulle jy's te accessible. yes, 100%. Ek dink dit is wat dit is en ek dink iets wat ek net ja, ek dink jy sê nou soms dat as Instagram nie meer was nie of as jy dit jou myn inkomste was nie, maar jy is ook born om te create. So like dis jou liefde en ek dink dalk as dit weggevat word dan sou jy dalk soos dit mis. Soos Ja. daai I will always find another way to create. jy sal altyd op 'n manier create. Dan gaan ek weer terug in fotografie en videografie exactly. of ek verf. Is dit of iets ek- wat jy sal weer in wil gaan? I don't know. Soos ek is baie lief daarvoor en ek love soos fashion shoots en soos ja? al daai goedjies, maar ek dink op die stadium nee. Op hierdie stadium is ek soos ek moet so min as moontlik moeite doen vir maksimum inkomste. To be weet completely jy, ek honest, en want jy ek het moet net soveel tyd. Of so daai en ek sien altyd die ads op Instagram van die passive income en dan sê ek soos moet ek nou gaan En ek Bitcoin het al gaan klik op dit. Ek was soos let me sign up. I make so much money just by Ja. sitting at home. This En is how al much wat I jy hoef make. te doen is net om 16000 ander mense te kry om op te staan op jou link en hulle moet ook. En soos at least is dit nie 'n pyramid scheme nie. Ten It's minste giving is new skin. Die beste was die lemoene met die Ja, ek pores. weet. Met die pores. Hi Han, Ah, looking for opportunity. look altyd. Het al mense gehad vir my gesê, ek dink ons sal dit vir jou doen. Soos jy hoef nie eers dit te verkoop nie. Ons sal dit vir jou doen, maar jy moet opstaan en onder En dan moet jy net 10,000 mense opkry Ja, dis en dan regtig so, dis so eenvoudig. so hoorie nee, okay. Jo, ek kan Anyway. vir ure oor dit praat. Ek dink iets wat ek net uit vandag se gesprek uit geleer het is soos jy hoef nie alles uitgefigure te hê nie want jou lewe kan in 'n oogwink verander. Solank jy joy vind in die klein goedjies wat jy doen, keep holding on to that en weet net dat jou lewe is soos het 'n purpose en ek dink die groot ding met Luca en hoe jy my inspireer, soos dit het my gehit. Ek moes nou die podcast stop. Julle weet nie eers hierdie nie, maar ek moes dit gepause het want dit het my so aangeraak want ek dink daar's soveel vrouens en meisies daar buite wat voel daar is nie 'n ander uitweg nie. Ek moet hierdie kind opgee. Ek kan nie my lewe gaan eindig. Maak seker jy het 'n village. En bou nou al aan jou village. Ja. You don't need to have a child to start Ja, building your village. ja. Dis nou al belangrik. Ja, dit is definitief Ja. en ek dink jou ja. Ek wil net sê, a paid village is ook 'n village. You can get that, you can pay for that. Get a nanny. Moenie As jy bang die wees, ja. resources het, betaal daarvoor. Ja. Maar jy gaan dit nie alleen kan doen. Nee, ek dink ek het met Andriet van Mondvol Ja. gesit en sy het net van gesê soos want ek het haar gevra hoe gaan ek dit doen as entrepreneur soos Ja. wat doen 'n mens? Nee, girl, jy gaan nie eers toilet toe kan gaan nie, jy gaan nie jou e-mails kan antwoord nie, jy gaan nie. But you can if you have the help. Ja. So ek dink dit is ek was heavy delusional voor ek vir Luca gehad het. Ek sê gister ook ek het my brows gaan doen. Toe chat ek met die vrou. Toe sê ek vir haar soos
sy sê, ja, but moms don't tell you about this. So sê ek, chommy, hulle doen sê, maar jy registreer dit nie, voordat jy dit nie self deur dit gaan nie. Dis soos, jy weet nie hoe dit voel om naar te wees as jy nog nie naar was nie. So iemand kan vir jou sê, dis regtig nie lekker om naar te wees nie, en jy kan wees soos, ja, ek hoor jou. Totdat jy nie self naar was, kan jy nie presies weet nie. So waar. Jy sien die ma wat gou verdwyn by die braai. Jy sien die ma wat gou toilet toe gaan met die kleintjie. Jy sien die ma wat, jy weet, iemand vra vir 'n doek of so byvoorbeeld, maar Of wat sê sy sukkel, maar of jy hoor die ma wat sê sy's moeg. Jy hoor haar, jy weet, dis so uitputtend om kinders te hê. Tot jy nie self daardeur gaan nie, like you will not, soos ek sien ma's meer as ooit. En dan like I see them. Soos ek weet wat daai ma doen as sy toilet toe gaan met daai kleintjie. Dis om 'n plek uit te figure om die kind neer te sit. Gaan die kind op die handsak sit, het sy ietsie waarop die kind kan sit, het sy daarmee ekstra, het sy wet wipes. Is daar even 'n baby changing area? Soos hierdie is so goed wat jy nooit in jou lewe gedink het nie. Dis nie goed wat ek aan dink hier. So, dit is vir my so dis moeilik om dit te vision. Ek so bly ek praat met jou ook voor die tyd, maar ek dink maar almal sê ook vir my dat jy kan praat met soveel mense wat jy wil, as jy nie jy moet deur dit gaan. Ek kon nou my vriendinne almal wat nou kinders het, dan sit hulle al in die bureau eerste 2 weke en sê, "Hoekom niemand praat?" Niemand praat. En niemand het my gewaarsku nie. Letterlik niemand sê vir my hoe moeilik die eerste 2 weke is nie. Dis ek soos, "Bro, ek het letterlik vir jou gesê die eerste 2 weke is regtig moeilik. Dis seer, dis nie lekker nie." Dit dis jy moet eers deur dit gaan om te weet. En dan vergeet jy ook al die goed. Nee, maar ek dink jy gaan nog, en asseblief moenie op create. Obviously as jy voel like jy wil, maar soos moenie op create. Ek want jy help soveel mense deur soveel seasons wat hulle alleen voel. Maar moet ek nie voel jy moet nie, want jy skuld vir niemand nie. My pressure in. Ek grap. Jy skuld vir niemand enigiets nie, maar ek dink soms dan voel jy en ek sien altyd jou stories wat jy sê soos, julle ek post nie, ek's jammer en mens voel so inclined om dit te doen. Maar even daai klein oomblikies wat wanneer jy kapasiteit het en wanneer jy kans het en wanneer jy voel soos wanneer jy net vir jou Luka afneem, soos dit vrouens voel minder alleen en soos ek is nie in daai season nie, ek relate minder, maar even ek voel minder alleen wanneer ek dit sien. So jy maak 'n verskil, soos dit help mense en soms dan sê jy okay, maar ek maak 'n joke so wat ek nee, like jy bring soos jy bring 'n lig in 'n baie soos donker tyd met soos mense gaan deur donker goed en jy sien nog steeds die lig deur dit. So ek wil vir jou dankie sê vir dit en jy is regtig soos ek vra jy nie op die podcast net vir so somme nie, soos jy is vir my iemand wat soos die definisie van 'n gutsy vrou is, iemand wat regtig soos jy voel bang, jy voel like alleen en jy voel depressief. Daar is goeters wat soos jy regtig mee sukkel, but just like you keep on going. En dan my laaste vraag vir jou is soos waar is een aspek in jou lewe en ek dink ek ken amper die antwoord, maar waar is die een aspek in jou lewe waar jy op die oomblik gutsy voel? Girl, the season that I'm in currently. Dis wat ek nou gedink het. Ja, want al die keuses wat ek gemaak het my gebring tot waar ek is vandag. Was nie maklik nie. Ek voel die braafste ding wat ek in my lewe gedoen het, was om weg te stap uit 'n marriage uit. Ja. En ek sê nie dis wat mense moet doen. Nee. Vir my en my storie en my situasie was dit was ongelooflik scary, but I did it. And it led me to where I am now. So, ek don't see myself as a gutsy girl because it takes guts to do the things that's not comfortable. Maar jy gaan nie groei in 'n comfortable situasie nie. So jy moet baie keer uit jou comfort zone uitstap. En jy moet dit is jy kan weer terug in jou boks klim, maar soos klim uit jou boks uit so. Ek dink daar's soveel wat ons bespreek het wat kante wat mense nie noodwendig van jou sien nie. Want jy kan net soveel deel en jy het net soveel tyd. Like jy kan nie net gaan sit en soos heeltyd die content maak nie. So dankie dat jy tyd gemaak het vir hierdie. Soos ek vat dit nie ligtelik op nie. Ek weet hoe baie opofferings jy moet maak om net soos by 'n klein ding soos dit te wees en dit beteken vir my verskriklik baie. So dankie Katinka, soos ja, jy inspireer my al die jare en ek kyk nog al die jare op na jou en ek sê dit nie net soos ek sê dit nie ligtelik soos ek weet emosioneel raak, maar even in 2016 soos ek wil so sy wees, soos sy is so cool. So ja, dit is jy inspireer my verskriklik baie. Ek gaan nie weer emosioneel raak nie. Ek dink is omdat ek dis so weird. Dis soos ek ken jou al so lank en ek so lief vir jou geword, maar
oor 'n afstand. Dit klink weird, maar soos ek hou jou nog altyd dop. Ek kyk nog altyd jou goeters en ek ja, jy inspireer my verskriklik baie. So dankie vir alles wat jy doen vir vrouens daar buite en vir ma's daar buite en ook vir jong vrouens daar buite. Soos jy maak regtig 'n groot verskil en jy's Gutsy. And that is the episode vandag van She's Gutsy.